in love with her own African beast. Nou moet ek beg. Hier is een van die redes, hoekom ek so skaars was die afgelope ruk. Ek try my luck in Engels. Ek is nie vir Afrikaans. Ek is gemaklik in Afrikaans en ek sal nooit ophou om in Afrikaans te skryf nie. Maar 'n mens moet eet ook. En as dit potensieel pap kan reën, dan moet die mens seker bakke nader bring om te gaan skep. Ek deel graag met julle my eerste Engelse boek. Die skakel gaan hier onder in die comments wees, as julle dit wil volg. Dit is natuurlik weer 'n veeartsboek. Ek skryf altyd lekker oor veeartse, al ken ek op die oomblik net een. Sy is ons oulike buurvrou en sy werk met makdiere. Maar my veeartse is wilde van helsdingens. Dit het begin daarby appels swai vir 'n veearts. Die was daar tydelik vir altyd, die veeartsstorie, en nou skryf ek aan die buffelbil van Inyatikulu en lees dit weer eens op die kanaal Afrikaanse liefdesverhale en stories voor, sodra elke hoofstuk klaar is. Inyatikulu is die storie van Luka Willemse, wat al gereeld in ander boeke kom kuier het. Nou speel hy en Larry Sullivan die hoofrol in die buffelbil van Inyatikulu. Larry het ook 'n YouTube-kanaal, nes ek. Jy weet waarvan die hart vol is, loop die mond van oor. Nou skryf ek my eerste Engelse boek onder kontrak, nou les. Ook met 'n veearts in die hoofrol, want ek dog, nee man, dit gaan mos maklik wees. Ek ken daarom nou al teen die tyd die veearts ding. En kom ek vat hulle Mosambiek toe, sal dit nie lekker wees om 'n slag ander kant die grense te gaan kuier nie? En nou het dit werk geword en ek bars soos wat ek moet navorsing doen en leer wat daai kant van die Kreeuse grens aan die gebeur is. En ek kom agter wat 'n verskriklike troubled country Mosambiek was en so half en half nog steeds is. Afrika, dames en here, is nie vir sissies nie. Maar ek deel graag die eerste hoofstukke van die boek met julle. En as julle weet van ander mense wat belangstel in groot wild en hoe dit voel om iewers in Mosambiek of iewers in Afrika te woon, deel gerus hierdie skakel. Ek wens my naam was Wilbur Smith, want dan het dit seker veel makliker gegaan. Hy bly een van my grootste helde en inspirasie. En miskien is daar hopeloos te min geskryf oor Afrika en sy wilde diere, soos wat hy gedoen het. Die dat ek nog honger is om daarna te luister of dit te lees. Wat van jou? Deel asseblief jou gedagtes met my.